Ons is stadig om te leer dat veranderings in verhoudings nie met geweld gebeur nie. Dit is een van die mees algemene foute in verhoudings. Die oortuiging dat ons net harder moet druk, harder moet praat, meer intens moet verduidelik en uiteindelik sal die ander persoon dinge op ons manier sien en verander. In werklikheid skep dit gewoonlik net weerstand, nie verandering nie. Dit word pragtig verduidelik met die gewilde fabel van Aesopus. Hy het gesê die wind en die son het gestry oor wie die sterkste was. Hulle het ooreengekom dat wie ook al 'n reisiger sy jas kon laat uittrek, sou die wenner wees. Die wind het eers te begin. Hy het 'n koue, huilende wind gewaai. Maar hoe harder die wind gewaai het, hoe stywer het die man sy mantel om hom gedraai. Uiteindelik het die wind opgegee. Toe was dit die son se beurt. Hy het saggies en warm begin skyn. Die reisiger het gou te warm gevind om in sy jas aan te loop, hy het dit uitgetrek. En hierdie fabel illustreer maar net weer vir ons die beginsel wat ons in Romeine 15 vers 1 kry. 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n harde woord laat woede opvlam. Net soos die wind se krag die reisiger met die jas meer weerstandig gemaak het, dryf hardheid mense weg, terwyl vriendelikheid en sagmoedigheid hulle nader bring. Daarom sal jy nooit diegene wen met wie jy beklei nie. Dit is so 'n belangrike beginsel ook in jou huis om te onthou. Jy kan nie met jou kinders beklei en dink jy gaan hulle harte wen nie. Ware transformasie gebeur van binne na buite. Wanneer iemand die warmte van God se genade ervaar, net soos die son se warmte, die man met die jas oortuig het. Wanneer ons probeer om ons sin te kry deur druk en praat en rusie, veroorsaak ons dikwels twee sielkundige reaksies. Die eerste het te maak met die beeld van die muur. Hulle gaan in 'n verdedigende houding. Sodra iemand aangeval voel, skakel hulle brein oor van luister na beskerm. En die tweede ding het te maak met skuld. Partykeer dan sal mense ingee, dikwels uit vrees, en dit kweek net 'n wrok. Dis oppervlakkige verandering, wat uiteindelik in duie gaan stort, omdat dit nie reg is nie. Wie vir 'n verhouding om te floreer, is dit belangrik om die 5-tot-1 verhouding van positiewe en negatiewe interaksies te verstaan. Dit beteken, as jy vir jou maat oor iets kritiseer, dan moet jy 5 positiewe dinge sê of doen, om daardie kritiek weer uit te balanseer of te neutraliseer. Die meeste paartjies sal van tyd tot tyd konflik hê. Hulle is immers twee verskillende mense met verskillende sienings en behoeftes en agtergronde wat probeer om 'n unieke lewe saam te skep. Maar konflikte bied 'n geweldige geleentheid om te groei as ons dit reg hanteer. En daarmee wil ek sê, konsentreer op wat die probleem is. Moet nooit ander probleme uit die verlede ophaal nie. Moenie die woorde, jy maak altyd of nooit so nie. Leer ons hoe om na mekaar te draai in plaas van weg van mekaar tydens konflikte. Dit beteken, jy kan nie in 'n ander kamer gaan slaap nie. Jy kan nie spys nodig hê nie. Jy het nodig om na mekaar toe te draai. En dan belangrik, leer jou maat se liefdestaal aan. As ons nie die verskille in hulle uitdrukkings van liefde verstaan nie, gaan daar altyd ongeliefdheid, misverstand en eensaamheid wees. En dan laastens, leer om saam te bid. Dis net die Here wat regtig die verskil in ons lewens kan bring. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons U kan vertrou ook vir ons huwelike. Amen.